Ja. Baie welkom aan almal van julle. Dis baie lekker om vanaand met julle te gesels. Nou vanaand se gesels het nou spesifiek op wat Wynand verlede week gesê het. Daar ons het gepraat oor net soos in die hemel, net so op die aarde, en toe het ons bietjie uitgewy hoe lyk dit in die hemel? En Wynand het toe gekom en hy het gesê hy sal vir ons bietjie hierdie week vertel van die aarde. So, ons gaan vanaand bietjie gesels oor die aarde, maar voor ons nou daarby gaan kom vanaand, gaan ons nou bietjie gesels en John het gesê hy gaan die ysbreker doen. So John, ons is in jou hande. Right, het julle almal julle A4 papier? OK. Jy vat hom van daardie punt af oor na daai punt toe. Kan jy hom sien? En jy vou hom so van Stadig John, jy werk met pensionarisse, stadig. Na daai punt toe. Het jy hom? So. Ja. Maak hom lekker plat. So. Dis lekker plat. Yes. Right. Dan vat jy hierdie punt en jy gaan na die teenoorgestelde punt. Dat dit lyk soos 'n huisie. Dat dit lyk soos 'n huisie. En soos 'n vliegtuigie vir. Ja, sy Shanana. Ek kan my meisie bly in 'n huisie. Kry my nie reg. Hoe kry julle dit reg? John, wys dit weer. Wat ons moet doen? Ek lyk so. So jy vat hom so. Jou eerste vou is van daar af soontoe. Ja. Dit is net ons wat agter is. So daar is jou eerste En dan foutjie. weer van daai een soontoe. Dan daai nou. Dat die voue dakkie maak. Soontoe. Okay. Dat is ons Vat jy hom huisie van- is. Dan vat jy hom van daar af. Wag bietjie. Okay. Okay. Dis maklik. Dan vat jy hom Ja. dan vat jy hom so. Right. Shanana. Almal happy. So, Ekskuus, ons kry net 'n syfin. John, Tannie Wilma, Dan gaan nou net net weer bietjie afsit. Kwaai. Daar sê. Dankie Tannie. Hy is baie kwaai vanaand. okay John, ons is reg. Nou vou jy hom in die helfte. Nou vat jy en jy vou jou huisie in die helfte so. Nou, daar is 'n storie agter hierdie vouery, maar ek gaan nie nou die storie vertel nie. Ek sal die storie op 'n ander stadium betaal. So nou het jy hom so. Is almal Yes. sin lyk so? Yes. Okay, Shanana. Nou vat jy jou skêr. Dis dit. En 'n derde. En jy sny hierdie in 'n derde nou. So kom ons hom in 'n derde sny. Daar gaan ons. Reg En deur. jy vang die papiere onder. Wag, sorry. So. Het jy hom? Ja. Ja, dan nog. Nou die helfte. Nou die. Okay, nou sny jy hom in die helfte. Hou al jou papiertjies. Rina gooi my papiertjies weg. Nou, my papier het nou gemeng, ons het nou bloed gemeng hierso. Nee, dis goed. Nou kan alright. Nou wag, moenie aan nie optel nie. Nou hierdie papier. sien jy hierdie papier wat jy gesny het? Maak hom oop nou. Ah, Oh. die kruis. Het jy hom? Alright, nou sit hom neer. Nou hierdie papiertjies wat jy gesny het. Dat is so mens. Hierdie papiertjies wat jy sny het. Maak die langes eers oop. So ons maak die langes nou eers oop. So maak daai lange oop. Dis sulke kruisies. Ons maak daai lange oop. En dan die ander twee langes
Maak ons oop. So. Kan almal sien? Nou hierdie kortetjie so, maak ons oop. En dan vat jy jou twee kleintjies en jy sit jou twee kleintjies daar. En jy sit jou ander kleintjie daar. En jy kry die woord hel. Ja, vir jou is my mes. Draai dat om vir my. But it is upside down, that they can see it. Daar is Yes, ons het hom gekry. Ja, sy. Het jy hom gekry? Yes. Het almal hom gekry? Ja. So, daar aan die kant. Nou, dis pragtig. Kruis of die hel, jy kan kies. Yes. Ek het die storieetjie ek gaan gou-gou vir jou vertel hoe die storieetjie agter hierdie ding werk. Is 'n ou het in die hospitaal gelê op sy sterfbed. En langsom het ook 'n ou gelê daar so ook op sy sterfbed. En die engel het gekom en vir die een ou sy paspoort na die hemel toe. En die ander ou wat langsom lê sê maar hoekom het ek nie 'n paspoort gekry nie? Ek soek 'n stukkie van jou paspoort. En die ou sny sy paspoort op die eerste keer, dit was die eerste keer wat jy hom sny, en hy was bitter ongelukkig die ander ou. Hy sê vir my, maar ek kry so 'n klein gedeeltjie van die paspoort. Ek soek 'n groter gedeelte van die paspoort. En die ou sny hom weer in die helfte, en hy het sy paspoort, die ouetjie wat nou te sterwe kom, en hy gaan na die hemel toe, en hulle sê vir hom nou, die engel wat nou die paspoort vir die ou gegee het, sê vir hom, waar's jou paspoort? En die ou sê vir hom, daar's jou paspoort, en hy sê vir hom, maak jou paspoort oop. En toe is dit nou die kruis. En die ander ou sterwe, maar hy was nie 'n soet seentjie nie. Hy het alles gedoen wat hy moes nie gedoen het nie. En hy het nooit vir vergifnis gevra nie. En hy bring al sy stukkies papier en hy kom in die hemel in. En hulle sê vir hom nou, hoekom, waar het jy hierdie stukkies papier gekry? En hy sê, nee, ek het dit van die ou wat langs my gelê het. Hulle sê vir hom, sit jy stukkies papier, maak hulle oop en kom ons sien wat daar geskryf het. En hy sit sy papiere neer en dit staan daar so hel. Toe sê hulle vir hom, totsiens, jy's weg. So dis net 'n Baie mooi, John. Baie mooi. Salome, het jy al die stappe mooi bymekaar? Kan jy dit vir ons skryf? Okay. Ek dink ek dink tussen Rina en jy moet bietjie gesels en dan skryf jy dit vir ons en dan sit ons dit op die webtuiste en so voort. Terwyl John nou praat, dink ek daaraan, jy weet, ons is maar net 'n papier, weet, en Jesus kom en die Bybel sê ons word getransformeer om soos hy te wees, na sy beeld toe. En die hel verteenwoordig al die sonde wat afgesny word. En op die einde is ons dan skyn ons soos 'n kruis in die tyd waarin ons lewe. Maar baie dankie, John. Ek dink dit is baie relevant en dis baie goed. Nog iemand iets sê oor die ysbreker? Right. Kom ons spring 'n bietjie in vanaand se geselsie. Dankie, John. Okay. Marius, hoeveel preke het jy al gehoor? 14.228, vandag was 29. Okay, is dit net van die kansel of dit sluit dus Liselse nou ook in? Nee, dit is van die kansel af. 128.
Kan julle sekere boodskappe onthou wat 'n groot impak op jou lewe gemaak het? Ja. Yes. Daar was sekere boodskappe. Ek onthou, ek was so 8 jaar oud gewees, toe die pastoor gepraat oor krummeltjies. En jongens, ek nou 'n lekker preek wil preek, dan preek ek nog steeds die preek van krummeltjies. Dit was waar die Griekse vrou na Jesus toe gekom het en hy gesê het, maar ek het gekom vir die kinders, nie vir die hondjies nie. Toe sê sy, maar die hondjies eet van die krummeltjies van die tafel af. En daar sekere boodskappe wat vassteek in 'n ou se kop, maar baie van die boodskappe, en ek wil nou nie julle toets nie, want julle is nou slim en vra waaroor het die pastoor of die dominee gepraat vanmôre. Julle sal dit onthou, maar julle sal verseker nie onthou wat het hy 3 weke gelede oor gepraat nie. Nee, ek onderskat julle nou nie. Jy verstaan, julle sal daarop vra. Maar die beginsel wat ons vanaand oor wil praat, is dat ons het laas keer daaroor gepraat, die persoon wat jy die meeste mee praat, is nie jou man nie. Die persoon wat jy die meeste mee praat is met jouself. Al voer jy 'n gesprek hierbo. Jy praat in jou kop. Nou baie van ons het nou nog 'n ander probleempie wat hulle sê overthinking. En ons praat net met onsself. Ons praat nie eers met ander mense nie. Die hele tyd gaan dit net hierbo. Ons redeneer alles hierbo. Nou kom ons kyk bietjie wat sê Joshua 1 vers 9. Joshua 1 vers 9. Estel, jy kan vir ons lees asseblief? Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of se skrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Die Here, Joshua en die volk kom hier by die beloofde land. Vir 40 jaar sien hulle uit na hierdie belofte. En elkeen van ons het sekere beloftes in ons lewens. Jy is op die grens om die beloftes in te neem. Maar en ons gaan in daai rigting beweeg. Nou van volgende week af gaan ons meer daaroor gesels. Vir elke belofte wat jy ontvang, is daar teenstand. En nou kom die Here en hy sê vir Joshua, yes, die beloofde land lê voor julle. Daar gaan 'n Jerigo wees en Jerigo se mure gaan omval. Maar dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie. En een van my baie wyse manne op hierdie groep het gesê, hy sal vir ons vertel wat gaan aan hier op die aarde. Ons is hier op die aarde. En hier op die aarde is 'n gevalle wêreld wat nie altyd maanskyn en rose gaan nie. Om terug te kom na die beste preek wat jy nog ooit gehoor het, wil ek hom vanaand so 'n bietjie omdraai en net sê, weet julle wat 'n preek gaan jy vir altyd onthou? En dit gaan nie jou ma se preek wees of jou vrou se preek of wie se preek nie. Die preke wat jy vir jouself preek. Daai preek wat jy vanaand 3 uur in die nag preek, miskien 'n doktersafspraak, miskien finansiële krisis waardeur jy gaan, daai preke, dis die goed wat jy gaan onthou. En dis waar ons vanaand gaan praat. Die boodskap in die spieël. As jy vanaand voor 'n spieël gaan staan, ek kyk nou op hierdie skerm en ek sien myself en die meeste van julle sien julle self in die skerm. Wat sê jy vir jouself? Marius, wat preek jy vir jouself? Hey, jou sexy. Dat is net jy wat dit doen. Is jy ook op daai punt dat jy jouself in die môre soen in die spieël of nie? Ja, nee, nog nie. Okay. Ek is een voor jou.
Is een van julle daar waar julle mekaar om jouself net te groet in die spieël, soen jouself in die spieël en sê hallo môre, seksie, hoe gaan dit? Okay. Wynand, as jy bietjie in die spieël kyk, wat gaan jy preek? Nee, ek weet nie, pastoor. Joe. Ja, ek weet nie. Nou, as ek klomp goed wat ek sal sê, ek sal dit nooit weer doen nie. Nou, as ek klomp goed wat ek sê, dink jy dit alright gehanteer? Is dit nie half normaal as ons in die spieël kyk, dan sien ons tekortkominge, ons ore wat te groot is. Ons was vanmôre by 'n gemeente gewees en hulle het klomp foto's geneem. En dan post dit op hulle Facebookblad en toe ek nou na die foto's kyk, dis net Jesus like maar daar's 'n mooi vrou, maar die ou langs haar is like die jare het ook al aangestap in sy lewe. Jy weet, jy sien altyd jou eie swakhede raak. En as jy vir jouself preek, dan gaan jy hamer op jou swakhede. Wat sê jy, John? Jy kyk my diep vanaand. As ek opstaan en ek kyk in die spieël, sê ek net vir die Here baie dankie dat ek 'n rustige nag het en dat ek kon wakker word. Ek wil hê wanneer jy vir jouself preek, moet ons nie fokus op die negatiewe nie. Niemand van ons is perfek nie. En Lisel sê, Amen. amen, hierdie nuwe kerk van julle leer jou mooi. Hulle het volgens ook so gesê in die kerk, niemand is perfek nie. Ons moet dit vir mekaar sê. Yes. Hey, julle Engelse maak vir my moeg hoor. Alright. Maar kom ons praat bietjie oor die positiewe. Nou, daar is 3 goed wat ek in my eie lewe toepas. En meeste van julle ken my goed, julle weet deur wat se goed ek al in my lewe gegaan het, deur mediese goed waarmee ek gespook en spartel het, goed waarmee ek nou nog spook en spartel, oor sekere goed. En as 3 goed en ek het gedog ek gaan nou persoonlik raak vanaand en ek gaan my preek net met julle deel. Bietjie uit my hart uit met julle deel my preek. En die eerste ding is wat ek altyd as ek in die spieël kyk en veral as ek voor 'n moeilike situasie kom, dan sê ek vir myself, God sal my nooit begewe of verlaat nie. Maak nie saak waar ek is nie. God sal my nooit verlaat nie. Okay. Kom ons kyk bietjie wat sê Matteus 28 vers 20. Kan ek ietsie sê? Kan jy Wilma kan praat? As ek in die spieël kyk, dan sê, want ek was altyd toe ek jonger was, baie skaam oor my liggaam en nou deesdae sê ek, you are fearful and wonderfully made. Amen. Psalm 139. Amen. Lisel, lees vir ons van Matteus 28 vers 20. Hierdie is Jesus se laaste woorde. Julle ken die persoon wat as hy besig is om te sterf, dan is ons oorie by sy mond en ons wil die laaste woorde hoor. Julle ken die oom wat besig is om dood te gaan. Toe sê hy vir sy oudste seun, staan nader. Jy kan Pick n Pay kry. En hy roep sy dogter en hy sê, jy kan Checkers kry. En hy roep sy ander kind en hy sê, jy kan Midas kry. En die suster staan so een kant, sy sê, my julle pa seker ryk om vir julle al hierdie goed te gee. Sê nee, dis waar hy gewoonlik karre opgepas het in hierdie 3 plekke, so elke kind kry 'n plek waar hy nou karre kan gaan oppas. Alright, Lisel. Lees ons Matteus 28 vers 20. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Die laaste woorde van Jesus op aarde. Ek is met julle tot aan die einde van hierdie wêreld. Nou wil ek julle 'n vraag vra, waar sal jy God nie vind nie?
Waar gaan jy God nie kry nie? Het jy geweet as jy narkose kry, is God nie daar nie? Waar staan dit in die Bybel? In Moses 17 vers 9. Waar is God nie? Waar is God nie? Anita, jy wat die onderwyser is moet weet, waar is God nie? Is God in is God in die hel? Kom ons kyk wat sê die Bybel, Anita. Psalm 100. Ekskuus Marius. Ek sê hy moes dit geskep het want hy is die enigste skepper. Hy is die enigste skepper. Kom ons kyk wat sê Psalm 139 vers 8, Anita. Klim op na die hemel, U is daar. Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Ja, hierdie is 'n vergelyking na die doderyk, na die hel, maar dit is ook wanneer ek in die negatiewe is, daai 3 uur in die oggend, 2 uur in die oggend, wanneer my gedagtes hierbo gaan en ek is besig met 'n groot gesprek met myself. U is daar. God is daar. En dan moet ek gaan vir hierdie verskriklike mediese ondersoek en dan moet ek op die hoek van die straat gaan staan en bedel en wat ook al. God is daar. Hoekom dink julle het Jesus hierdie bevel vir sy disippels gegee? Kom ons praat daaroor. Hoekom dink julle ek is altyd by julle? Ek dink dit gee gemoedsrus en dit gee daai stukkie veiligheid om aan te gaan. Nou, hulle het gesien hoe Jesus gekruisig. En Jesus het ook geweet, almal van hulle wat daar voor hulle staan, gaan 'n onnatuurlike dood sterf. Hulle gaan 'n martelaars dood sterf. Hy het dit geweet. Hy het geweet hulle geloof gaan getoets word. En net so weet God dat Louis se geloof getoets gaan word en Annelie se geloof getoets geword en elkeen van ons gaan op 'n stadium deur 'n krisis gaan en my tyd is besig om uit te hardloop en nou moet ek vinniger praat. Right. Maar hierdie punt moet jy vanaand besef. As jy in die spieël kyk, moet jy weet wat ook al vir jou voorlê. God is daar. Alright. Kom ons kyk na Jesaja 43 vers 1 tot 2. Tannie Wilma, Tannie kan of ons in die Engels ook kry. Rina, jy kan of ons lees? Jesaja 31. Nee, 3. Jesaja 43. 43, ja, daar sê hy. 43. Maar nou so sê die Here, jou skepper oor Jakob en jou vermeerder oor Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Dankie Rina. Is die gelowige vrygestel van pyn en lyding? Nee. Ja. Dis nie te sê as jy pyn en lyding ervaar, jy het iets verkeerd gedoen nie. Die Afrikaans, die 53 vertaling sê as. If. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Engelse vertaling, Tannie Wilma? Wat is die teksvers? Want ek het jou voel. Isaiah 43 verse 1 and 2. Okay. Ek wil ons moet praat oor die woorde as en wanneer. Okay. Ek is reg. But now this
Ja? Dan kan net vir ons vers 2 lees. Well, okay. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Dankie Tannie. Baie dankie. Plezier. Die verskil tussen die woorde as en wanneer. 'n Bietjie na die oorspronklike teks gaan kyk. Die oorspronklike teks sê wanneer. Wanneer is 'n versekerde iets wat met jou gaan gebeur. En iewers op hierdie reis van jou gaan jy deur 'n moeilike tyd gaan. Ek wil vanaand die vraag vra, wie van julle het al deur 'n moeilike tyd gegaan? Lisel, wat sê jou vertaling? Dit sê Vers 2. wanneer Wanneer. Ja. Wanneer jy. So niemand van ons is vrygestel. Niemand van ons is vrygestel. Maar daar's 'n belofte. Ek is met jou. Kom ons kyk gou na Daniël 3 vers 23 tot 26, Lisel. (23 tot 26). Asseblief. Die 3 mans Sadrag, Mesach en Abednego het so vasgebind in die brandende oond beland. Koning Nebukadneser was egter verstom. Hy het opgespring en vir sy raadgewers gevra, was dit nie 3 mans wat ons vasgebind het en in die vuur gegooi het nie? Ja, beslis, U Majesteit, het hulle vir hom gesê. Hy sê toe vir hulle, ek sien dan 4 mans in die oond rondloop. Hulle is nie vasgebind nie, hulle makeer niks. Die 4de een lyk soos 'n boaardse wese. Nebukadneser het so naby hy kan aan die deur van die vlammende oond gaan staan. Hy het geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van God die Allerhoogste, kom uit en kom hier na my toe. Sadrag, Mesach en Abednego het toe uit die vlammende oond gekom. Het God hulle verlaat toe hulle in die vuuroond gegaan het? Nee. Gaan God jou verlaat as jy op die operasietafel is? Nee. Gaan God jou verlaat as jy vir daai MRI scan gaan? Nee. God is daar. En in 'n oomblik kom hierdie koning tot bekering of hy kom tot ander insigte. Want ewe skielik sê hy ek het 3 ingegooi en nou is daar 4. As ons met ons geestelike oë kyk en jy kyk vanaand in die spieël en jy sê God is met my, dan gaan jy net jouself raak sien en jy gaan ook God binne in jou sien en jy gaan sê greater is he that is in me than he that's in the world. So die eerste ding wat speel kyk is jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen as jy deur hierdie ding moet gaan nie. God is saam met jou. Right. Enig iemand iets oor hierdie stellings praat, God sal jou nooit begewe of verlaat nie? Hy is alomteenwoordig. Hy's alomteenwoordig dan nie. Hy's alomteenwoordig. En die wonderlike ding is, hy woon in ons. Kom ons kyk na die volgende een, hè. Die volgende ding wat jy vir ons, wat ek vir myself sê as ek in die spieël kyk, is dat die God wat ek kan bid, is nie net 'n God van die bergtoppe nie, maar hy's ook 'n God van die vallei. En ons almal wil graag in ons lewe op 'n bergtop wees, want dis die lekker gedeelte. Maar daar kom tye wat ons ook in die vallei is. Nou kom ons kyk wat sê 1 Konings 20 vers 28 Salome. Toe kom die man van God nader en sê aan die koning van Israel, so spreek die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is God van die berge
en hy is nie 'n God van die laagtes nie. Daarom sal ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat ek die Here is. Hoekom het hulle geglo dat God is net 'n God van die berge? Waar het hulle hulle offers gebou? Op die Hoogtes. berg. Ekskuus, Wynand? Op hoogtes. Op hoogtes. Hoekom? Want hulle het gedink hulle is nader aan God. Hoe hoër ek kan bou, hoe nader as ek aan God. En dis op die hoogte waar God vir Moses ontmoet het en net so die Baal afgodediens is hulle wil op die hoogtes gewees het. Dawid roep uit in Psalm 121, ek sla my oop na die berge. Hy wil gaan aanbid op die berge en hy's nog gevorder in jare. Hy sê ek sla my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom om op die berg te kom? Nou weet julle wat? In die vallei, in die daal, is wanneer dit taaf gaan met jou, dan is God daar. Waar het Dawid vir Goliat verslaan? In die dal, in die vallei. Waar het hy die gladde klippe gekry? Ook in die vallei. Ook in die vallei. En moontlik gaan ons deur 'n vallei, moontlik gaan ons deur 'n moeilike tyd. God is daar. Maar kom ons kyk bietjie wat sê Deuteronomium. Kan jy vir ons lees? Deuteronomium 33 vers 1 tot 3 en dan 26 tot 29. Moses is hier aan die einde van sy lewe. Hy is besig om sy laaste toespraakie te lewer vir die volk en hy sê die volgende in Deuteronomium 33 vers 1 tot 3. Dit is die seën wat Moses, die man van God, voor sy dood aan die volk Israel gegee het. Die Here kom van Sinai en skyn oor ons vanaf Seirberg. Hy skyn vanaf Paranberg en kom met 10.000 hemelwesens met krygers aan sy regterkant. Moet ek weer lees? Lees vir ons 3. Ja, u het u volk lief. Al die heiliges is in u hand. Hulle sit aan u voete en aanvaar u voorskrifte. Waar is God volgens Moses in Deuteronomium 33? Waar het God met hulle gepraat? In die berg. Op die bergtoppe. Ja. En die volk het hierdie siening gehad, God is op die bergtoppe. En dit is reg, God is ook op die bergtoppe en dis die heerlikheid. Die lewe is nie net altyd sleg nie, die lewe is ook lekker op die bergtoppe. Maar dan kom hy en hy skryf die volgende in hierdie vers het vir my geweldig waarde, vers 26 tot 29. Daar is niemand soos die God van Israel nie. Hy ry deur die hemel om jou te help, oor die wolke in sy majesteit. Die ewige God is jou skuilplek en onder jou is sy ewige arms. Hy verdryf die vyand voor jou uit. Hy beveel, vernietig hulle. Daarom sal Israel in veiligheid woon en die voorspoedige Jakob in sekerheid, in 'n land van koring en wyn, waar dou van die hemel drup. Geseënd is jy, o Israel. Wie is daar nog soos jy, 'n volk deur die Here gered? Hy is die skild wat jou beskerm, jou magtige swaard. Jou vyande buig laag voor jou en op hulle offerplekke sal jy traf. Is dit vir ons daai gedeelte van sy arms? Die ewige God is jou skuilplek en onder jou is sy ewige arms. Was jy al op 'n plek waar jy down and out is? In die vallei? Dan is daar nog steeds iets onder jou. God se hand, God se arm is onder jou. So dis my tweede punt wat ek altyd vir myself vertel. Die eerste een is God sal my nooit begewe en verlaat nie. My tweede punt wat ek vir myself vertel is
God is nie net 'n God van die bergtop nie, hy is ook 'n God van die vallei. En dis nou die tyd wat ons nou lekker gaan luister na 'n song wat Wynand vir ons gaan sing. He's not only a God of the mountain, but he's also a God of the valley. Wynand, ons luister na jou. Jou dogters wat so mooi kan sing, het verseker daai talent hulle pa geërf. Onthou julle daai liedjie? Talent oor, hulle het alles gevat. Het hulle alles gevat. Okay. Onthou julle daai liedjie? He's not only a God of the mountain, he's a God of the valley. En miskien is jy deur 'n vallei of gaan jy deur 'n vallei. God is daar. Sy ewige arms is onder jou. Al is jy, dink jy kan nie nog laer gaan nie. Jy kan nie nog verder val nie. Weet dit, onder jou is sy ewige arms. Kyk, ek praat te veel. Praat met my, enige opmerkings? Hallo? Ja, mens besef nie altyd dat, ja, soos jy sê, God se arms is onder jou. Hy sal nie laat jy val of hoe sê hulle bo jou wat is naam vir bo wat jy kan doen. Hy is met Soek jou. word nie. Ja. Verseker. Kyk, goeie preek het altyd 3 punte. Eerste punt is, God is met my. Tweede punt is, hy's 'n God van die bergtop, maar ook 'n God van die vallei. En die derde punt is, God rus my toe vir hierdie seisoen. Ek is toegerus vir hierdie seisoen waarin ek nou is. Ek is toegerus vir hierdie seisoen. Kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 3. Anita? Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toe bedeel het. So, elkeen van ons het 'n maat van geloof ontvang om hierdie reis wat God vir ons bepaal het te begin en te eindig. Jy het die Engels praat van 'n measurement. Is ek reg, John? Measurement. Jy het 'n maat van geloof gekry. Anita, hoeveel kondensmelk gooi jy in jou Cremora ter? 1 blikkie. 1 blikkie. Sou jy besluit om volgende keer 3 blikkies in te gooi, hoe gaan dit proe, Wynand? Nog steeds lekker. Ja, dit sal altyd lekker wees, né? Okay, wat gooi jy alles in jou? Wat gooi alles in daai Cremora tert, Anita? Dis nou kondensmelk, Kondensmelk, Cremora, suurlemoensappies en water, eweveel van daai 2. Okay, hoeveel suurlemoensappies gooi jy in? So 100 ml en 100 ml koue water. Okay, en as jy nou 'n liter suurlemoensap insit, Wynand, hoe gaan hy dan proe? Ja, weet jy, dan gooi jy net 10 blikkies kondensmelk in. Ons maak net meer. As jy 'n koek bak, ek weet Anita is nou goed daarmee en elke dame is goed daarmee en Marius, hy bak 'n muffin wat skrik vir niks. Maar of 'n malva, het jy 'n malva pudding vir Marius vanaand? Nee, ek het al die bestanddele hierso maar ek het nog gebak nie. Okay, maar die aand is nog vroeg. Ons gaan nou af Kaap toe, nou sê Anlie, gaan ons 'n draai maak in Sedgefield, toe sê ek, is dit nou om by Marius en Lisel te gaan kuier of vir die malva pudding? Hoekom wil jy Sedgefield toe gaan? Okay. Yes. As jy gaan en jy verdubbel die suurlemoensap, gaan dit nie 'n sukses wees nie. Jy het net die regte hoeveelheid ontvang om jou reis hier op aarde te voltooi. En ja, ons boere hou van spaar. As ons spaarrekening nie 'n sekere hoeveelheid geld in het nie, dan voel ons ongemaklik. En die gemeente sê, Wie's dit? Hoe's dit? How's dit, brother? Is dit nie by julle ook so nie? As julle het mos sekere goed in julle bankrekening en as dit onder dit gaan, dan raak ons skriebelrig. Anita kyk nou vir my so of dit nie die waarheid kan wees nie. Alright. Maar
jy het 'n mate van geloof gekry. En wanneer ek in die spieël kyk, dan sê ek, Louis, die Here het jou toegerus vir hierdie pad. Al moet jy nou gaan vir hierdie operasie, al moet jy nou gaan vir hierdie chemo, al moet jy nou gaan vir om bye-bye te sê aan 'n geliefde, die Here het my toegerus hiervoor. Ek is gereed. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9 stel. Dat ek my oor die voortreffelikheid van openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, wat my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So eerste, dankie stel. Ek het genoeg geloof ontvang om hierdie pad te stap. Die tweede een is, die Here sê, jy het genoeg genade. Marius, môreoggend as jy opstaan, weet jy, jy drink nie nog jou bloeddrukpilletjie, as jy onthou. Ja, as ek onthou. Ek het nou iets niets geleer. As ek my 30 bloeddrukpilletjies kry, né, dan drink ek almal gelyk. Dan hou dit jou 30 dae. Ekskuus nog, bynaam? En dan hou dit jou 30 dae. Ek dink ek gaan in ICU land. Alright, dit help nie. Jy wil al die genade nou hê nie. Dit wil nie help nie, wil al die geloof nou. Jy het 'n maat van geloof. Jy het 'n maat van genade. En daagliks, dit sal my deur hierdie krisis dra, punt. Dit help nie, ek wil nou die hele blikkie bloeddrukpille op een dag uitdrink en nou is ek genees van bloeddruk nie. Nee, ek moet hom stelselmatig vat. Anita, ek weet jy hou nie van antibiotika nie, maar dink nou as jy nou 10 antibiotikas kry oor 'n 10 dae periode en jy drink al 10 op die eerste dag, gaan ons jou maag moet uitpomp, jy verstaan. En baie keer wil ons meer genade en ons wil meer geloof hê. God het vir ons 'n measurement. Hy het vir ons 'n maat van geloof en genade gegee. Ek weet nie of dit sin maak nie. Marius? Ek probeer net dink aan die woord. Jy kan dit in Engels sê, so right? Jy skep nou jou vriende. Is dit nou matigheid? Nie matigheid nie. Maar die verhouding moet altyd reg wees. As jy een ding meer maak, moet die ander goeders ook meer gaan. So as jy 'n bietjie geloof net het, sal God jou net deur 'n bietjie goedjies laat gaan, om op te bou. Maar wat ek ook altyd glo is, deur elke ding wat jy gaan, leer jy 'n bietjie meer en jy kry 'n bietjie meer geloof by om weer reg te wees vir die volgende ding wat gaan gebeur, wat 'n bietjie groter is. En so gaan dit aan. En dit ook wat jy, die ondervinding kan ek maar sê, as mense dit so kan doen, wat jy optel, is eintlik belangrik dat jy dit met ander mense deel en nie net vir jouself hou nie, want daardeur ook kan ander mense ook nou leer hoe God jou bystaan deur dit waardeur jy gaan, en dit is nie vir hulle nie, maar hulle het dan ook daai vertroue dat God hulle sal help om daardeur te gaan. So mense moet net stil bly oor dit wat gebeur met jou nie. Ja, en elke mens is toegerus met 'n mate van geloof. Jy het jou maat van geloof gekry. En ek meen, ek kan only praat daaroor dat jy het geloof gekry en jy het genade gekry om jou unieke kruis te kan dra. Ek kan nie John se kruis dra nie. John, as iemand jou môre bel en sê, hulle geyser het gebars. Nou, wat vat jy? 'n domkrag? En vat jy 'n saag? En vat jy 'n welding masjien? Wat vat jy as hulle sê hulle het die geyser gebars? Jy kry 'n plumber. Jy kry 'n plumber en jy kry plumbing gereedskap. Wynand, as jou trekker môre
gebreek het, dan vat jy net 'n tang en blou draad, né? Hamer. Hamer. 'n Boer kan nie boer sonder 'n hamer nie. Ek meen, net so as Marius môre sy radiootjies moet gaan regmaak, wat ook al, gaan 'n hamer en 'n saag vir jou werk, Marius. Net 'n skroewedraaier en 'n 13 spanner. Pastoor, as die hamer wat jy gebruik nie werk nie, as die hamer wat jy gebruik nie werk nie, is die hamer te klein. Ek wou nou amper gesê toe maak my se fort reg, maar toe dog ek nee, nou moet ek stil bly. Amper het ek moeilikheid gehad met John met sy woorde. Alright. So jy kry sekere gereedskap vir hierdie pad. En wanneer ek voor die spieël staan, dan sê ek, Here, Louis is nie onbekend vir u nie. My hare wat so min raak, u ken elke haar. En Here, u het my toegerus. U het my toegerus om deur hierdie unieke, moeilike situasie te gaan. U het my toegerus. Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 10 vers 13, Rina. Jy het hom nou aangehaal, jy kan jy hom lees? Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Wat vir my uitstaan, God is in beheer. Amen. En hy's getrou. Hy sal nie dat ek bo my kragte versoek word nie. God weet wat is my maat is. Hy weet wat is my diepte, wat is my hoogte, wat is my lengte, wat is my breedte. En God sal nie dat ek buite daardie gedeelte gaan nie. En as ek voel ek gaan buite daai gedeelte, moet ek weet God het voorsiening gemaak. Ek kan daar buite gaan, want God het voorsiening gemaak. Ek kan dit doen, want hy het geloof in my geplaas. Hy het 'n sekere mate van geloof in my geplaas. Fluit. My storie is uit. As jy in die spieël kyk, moenie jou tekortkominge vir jouself vertel nie. Tel vir jou hierdie 3 goed. God is saam met my. God is nie net op die bergtop nie, hy is in die vallei ook. God het my toegerus vir hierdie reis waardeur ek gaan. Vertel hierdie goed vir jouself. Preek vir jouself. Jy sal hierdie preek onthou. En vanaand, as die vyand jou wakker maak en hy begin hierdie goed deur jou kop gooi, dan preek jy vir jouself. En jy sê, kom, wees jy die getuie dat ons 'n bietjie kan gesels daar in die spieël. God sal my nooit alleen los nie. As ek 'n teken hier by my huis nou kan oprig, so ek 'n teken opgerig het wat gesê het, Ebenezer, tot hier toe het God my gedra. Sy hande was altyd onder my. In die moeilikste omstandighede was God se hande altyd onder my. Right. Wynand, iets wat jy wil byvoeg vanaand? Ja, pastoor, maar ek het uit die laaste uur gedink wanneer die Here nie by ons is nie. Ek onthou een aand nie te lank terug net pastoor gesê as ons vinniger as 120 ry dan ry die Here nie meer saam nie. Ja. Kyk, oom Hansie Henning, dis 'n bekende pastoor daar in Robber. Hy het geglo op 120 dan klim die Here uit. Maar op 145 klim die duiwel ook uit, so hy ry 150. En daai jy onthou. Ek het 'n R1000 se kaartjie die ander dag gekry. Eina. So, ek gaan nou vir die speedkop volgende keer sê nee my maat. Jy moet nou mooi verstaan. Dis hoe ja. Maar ten minste het ek pensioen se afslag gekry. Het jy? Ja. Great. Hy het hom gehalveer. Ja. Dan moet jy baie vinnig ry het as dit van 2000 na 1000 toe afgekom het, hoor. Anita, iets wat jy wil byvoeg? Ja, niks nie. Behalwe dat ek die woord wat Marius nou gesoek het, ek dink ek sou in wiskundige terme sou ek gesê direk eweredig. Direk eweredig. Punte Well vir jou. done. Punte vir jou. Daai skaapbout werk. Hy sê iets wat jy wil byvoeg?
Annelie sê sy's nou skaam vanaand, maar Annelie sê altyd as ons al ons kruise bymekaar vat en ons gooi al ons kruise op 'n hoop, dan vat sy maar net haar kruis. Jy is gebou vir hierdie pad. Jy's gebou vir hierdie pad. Salome, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek is reg, dankie. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie. John? Nee, happy go lucky. Rina, iets wat jy wil byvoeg? Happiness, nee, dankie. Okay, Stel, iets wat jy wil byvoeg? Ek is reg, dankie julle. Lisel, iets wat jy gaan byvoeg? Nee, dankie. Nee, Brits? Nou, ek wil nie net stil bly nie, gelyk nou maar aangaan, so maar mos se tyd opvat. Ons het nog 5 minute. Ek dink nie dat ons is spesiaal, maar nie so spesiaal dat God iets niets met ons gaan gebeur of 'n vernuwe versoeking laat kom nie. Dit wat oor jou pad kom nou, is die wêreld al so lank aan die gang, dit het al oor ander se pad gekom en hulle is daardeur, want God het hulle daardeur gehelp. So moenie voel dat dit is nou iets niets as jy nou deur iets gaan. Waardeur jy gaan, dat dit nou nie 'n oplossing gaan hê nie. God het altyd 'n oplossing vir dit. En dan ook, as dit met jou goed gaan, moet jy nog steeds onthou, God is daar. Dit is nie net op goeie tye of op slegte tye wat jy hom hoef aan te roep of om te prys of sy naam groot te maak nie. Ook in goeie tye is dit belangrik om ook sy naam groot te maak. En partykeer dan vergeet mens dit as die dinge goed gaan, dan vergeet mens dat mens sy naam ook moet groot maak. So as iets sleg gaan, byt vas, die Here sal jou daardeur help. Daar is altyd 'n uitkoms daarvoor. Staan net so 'n bietjie terug en as jy dit nie kan hanteer nie, daai een versie wat ons nou nog gelees het, en ons kan dit daar gestaan, hy sal dan midde intree en jou daardeur help. Ek dink dieselfde met Saterdag, Sondag en Maandag wat nou gebrand het. Daar was iemand wat hulle gehelp het dat hulle nie kan brand nie. God het ingetree daar want hy het geweet die lyf gaan nie daai vlamme kan vat nie. Maar hy het gehelp dat dit nie sal gebeur nie. So byt vas. Dit sal daardeur. Amen. Ek hou van Saterdag, Maandag. Ek het een keer op 'n Bybel vasvra te vra hulle vir my vra wat was die name van die 3 vriende en daar haak ek vas. Ek kan dit nie onthou nie. Ek was nog op skool gewees en iemand skree uit die gehoor uit salsak, meelsak en Abednego. En ja. Alright, kom ons praat bietjie oor gebedsversoeke. Salome, iets waar ons kan saam bid vanaand? Ag, asseblief kan ons net Reiners Plus asseblief weer op die net vir guns en dat dit goed gaan daar in seën asseblief. Okay, ons maak so. Tannie Wilma, enige gebedsversoeke? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie Wilma. John, anything that we can pray? No, just a happy chappy. Net dankbaar, hè? Arina, iets wat ons kan saam bid? Nee, ook baie dankbaar, baie dankie, want ek wil net sê dankie, laas naweek het goed gegaan, baie dankbaar haar, dat daar ook geen dramas daar was nie, baie dankie. Amen. Estelle? Reg, dankie. Okay, Lisel? Iets waar ons kan saam bid? Ja, dankie. Ons hou die staande goed van Renike en Sandra en dat Marius in sy hart gaan voel om nou malvapudding te maak. Marius? Nee, asseblief. Hier is 'n nuwe dokter wat in die dorp 'n nuwe praktyk gemaak het. Ek wil maar net bid vir sy besigheid. Hulle moes nou weens omstandighede moes hulle nou al einde November in Witbank klaargemaak het en hulle is nou so 3 weke nou hierdie kant besig. Het hulle so hulle het nou daai hele tyd nie inkomste gehad nie. En die dinge loop maar stadig. So ek wil maar net bid vir hulle dat hulle moed sal hou om aan te gaan.
Marius, op 'n ligte noot, dis 'n baie moeilike versoek wat jy nou vir ons gee, né? Want nou moet ons bid dat mense siek word vir hierdie ou vir besigheid, né? Ja, dit is Ja, ek wil net dat hy moet hou, nie laat hy met geld maak nie. Dis net so goed jy sê, hier's 'n nuwe lyksbesorger in die dorp, ons moet bid vir sy besigheid. Okay, dis net op 'n ligte noot. Daar is mense wat 'n dokter nodig het en ons bid vir daardie dokter, dat die Here daai besigheid gaan seën en daar 'n guns gaan wees en ja, dit gaan nie net oor finansies nie, maar dat hy sy bediening ook gaan uitlewe. Enigiets van jou kant af? Nee, dankie. Anita? Pastor Louis, juffrou Rensie is toe gister oorlede, skielik, so ons bid, almal is baie hartseer, dit was maar 'n liefie ou mens. Sy is nie so oud nie, maar ja, so ek dink almal is hartseer, haar familie veral. Dan is daar nou baie skielike verwikkelinge wat by die skool moet gebeur en ja, ek bid maar net ook vir finansies en veral vir Wynand op die pad. Hy gaan 'n bale aflaai môre en Dinsdag. En dan het ons SA's atletiek die naweek. Ons is dankbaar vir ons huisvessers. John en Rina, ons gaan 'n bietjie by hulle gaan skaapbout eet. Lekker. Julle gaan getreat word hoor. Daai ouens gaan julle treat hoor. Julle gaan getreat word. So julle ry die naweek, ry julle soontoe, né? Donderdag is donderdag al. Ag, wonderlik. Julle gaan dit geniet. John en Rina, dankie. Ons waardeer dit hoor. Familie, wat maak, self maak. Familie. Wynand, iets van jou kant af? Nee, ek dink ja, ons is maar bietjie baie op die pad hierdie week met goed wat ons moet aanry en so aan en dan natuurlik dankbaarheid vir John en Rina wat bereid is om ons klomp terroriste, ek weet hulle het baie geduld met almal van ons in hulle huis daarso dat ons hulle so 'n bietjie kan misbruik, maar ons is baie dankbaar daarvoor. Ons sien uit om julle te kry. Bring daai chili saam. Is dit lekker gewees? Julle gaan dit geniet. Al wat ek vir jou sê, kry genoeg slaap by die huis in want jy gaan nie baie slaap nie. Dis al wat ek vir jou sê. Ja. Hierdie John kuier tot 12:00 1:00 se kantoor. So julle moet maar slaap by die huis. Ja, dis hoekom ons dit nie vir jou hierdie naweek kom kuier nie. Genooi. Yes. Ek sal so graag gehad het. Dis weer. Ons het besluit John en Rina het wel gesê hulle het 'n ekstra bed of 'n bed vir ons om te kan slaap. So ons kan daai ene eers gaan probeer. Ons dit ons maar die res van die pakket dan wel aanvat soos dit gaan. Ons sal die cover uitstoot na die garage toe. Dit gaan lekker wees. Nou is ek so spyt ek kan nie daar wees nie. Dit gaan 'n lekker kuier. Dis maar ons op hoogte dit gaan by SA's. Ons weet dit sal goed gaan. Van my kant af wil ek graag hê ons moet vir elkeen bid op die groep. Dankie dat ons môre tyd eenkant sit om vir mekaar te bid. Dankie vir die Bybelversies en die beloftes wat ons met mekaar deel. Bid nog steeds vir my en Annelie, nie vir aanpassingsprobleme nie. Dit kan ons sorteer. Maar bid maar vir ons het geestelike tuiste kan kry. Ons beweeg in 'n rigting en ons gaan onsself nie druk om 'n sekere plek te gaan en dan môre is ons ongelukkig nie. So ons bid nog steeds in 'n plek te gaan waar die Here wil hê ons gebruik moet word. Wynand, jy gaan vir ons afsluit met 'n teksvers, Jeremia 1 vers 19 en dan gaan Marius vir ons bid. Ja. Dis wat Jesaja. Daar staan Jeremia. Jeremia of Jesaja? Ekskuus, het ek gesê Jesaja? Was dit nou gesê Jeremia, as dit 'n baie wat ek lees. Jeremia 1 vers 19 asseblief. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Amen. Voor Marius bid vanaand, ek wil hê dit moet vanaand in julle gees inbrand. Hulle sal teen jou veg. Jy sal teenstand kry. Jy sal nie weet hoekom dit gebeur nie. Maar hulle sal jou nie oorwin nie, want God is met jou. Dankie Marius.
Here, baie dankie dat ons vanaand weer by mekaar kan kom. Al is ons so ver uit mekaar uit, Here, het U ons by mekaar gesit deur die nuwe media wat ons kan gebruik. En dankie Here dat die Gees by elkeen van ons is om ons by mekaar te hou. Ook Here vir dit wat ons vanaand geluister het en gehoor het. Dankie Here vir die vrede in ons hart wat ons kan hê. Om te weet, maak nie saak waardeur ons gaan nie en hoe dit gaan uitloop nie. U is altyd daar so met ons. Dankie dat U al reeds 'n plan het vir ons, hoe om daardeur te kom. Dankie dat iemand anders al daardeur gegaan het en ons weet Here, ons is nie alleen wat daardeur gaan nie, maar U is daar vir ons en ons sal daardeur kom. Ons weet nie hoe nie, Here, ons weet nie wat ons gaan doen om daardeur te kom nie, maar U het vir ons 'n plan en baie dankie Here vir daardie vooruitsig wat ons het om te weet ons gaan oorwin saam met U. Baie dankie ook Here vir die tyd wat ons môre kan afstaan om ook gebede op te stuur Here na U toe. Soos wat ons laasweek geluister het en gehoor het, Here, van daardie gebede wat soos 'n wierookoffer vir U opgaan. Baie dankie Here dat ons die Heilige Gees saam met ons gaan bid, om daardie gebede wat ons het, die voorbeding wat ons het, Here, vir elke gebedsversoek, dan op te stuur na U toe. Baie dankie Here dat ons nooit alleen sal wees in hierdie wêreld nie, Here, maak nie saak waar ons is, wat ons doen, wat die tyd van die dag het is nie. U is altyd daar so saam met ons en U sal altyd daar so saam met ons wees. Baie dankie vir die genade, vir die liefde en vir elkeen ook Here wat ons op die groep het om met mekaar te kan deel, mekaar te kan vertrou en weet Here, ons is daar so vir mekaar. Dankie Here vir die nuwe gesin wat U vir ons gee. Here, dankie ook vir elkeen wat hier so is op die groep en ek wil bid Here dat dit sal goed gaan met elkeen van hulle. Binne in die hart baie vrede sal hê en net weet Here, daar is altyd liefde vir hulle. Baie dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie julle. Onthou net dat hierdie is nie 'n geslote groep nie. As julle weet van iemand wat baat kan vind om saam te kuier, nooi hulle, stuur hulle besonderhede vir Lisel en Lisel geregistreer hulle op die groep. Mag julle 'n wonderlike nag hê. Geniet die Malva pudding. Ek dink hier's roomys in hierdie huis. So lekker. So enjoy. Moenie stout wees nie. Lekker slaap julle. En net die naweek wat voor, die week wat voor lê. Dis pensionaris, ons naweek reg weer. Bye. Tata julle lekker aand hoor. Baie weer vir julle. Bye almal. Baie tannie. Lekker week.